Vir duisende jare al is daar een figuur wat mense se verbeelding aangryp en dit terselfdertyd die horries gee, die dier uit die boek Openbaring. Wie of wat is dit? Wel, vandag duik ons in 'n regtig fascinerende teorie wat beweer dit het die kode uiteindelik gekraak. En die antwoord, sê hulle, was nog altyd reg voor ons oë, weggesteek in 'n enkele kriptiese sin. Kom ons kyk of ons dit saam kan uitpleis. Kyk, die soektog na die dier se identiteit is nou al amper 2000 jaar aan die gang. Maar wat as die meeste van hy pogings misluk het, omdat almal op die heeltemal verkeerde plekke soek en die verkeerde vrae vra? Die spesifieke interpretasie wat ons vandag verken, begin met presies daardie uitgangspunt. So, dit bring ons by die groot vraag, né? Wie is die dier? Die profesie beskryf 'n figuur met mag soos ons nog nooit gesien het nie. 'n Charismatiese wêreldleer wat op die toneel verskyn om die mensdom te verenig en dan op die ou end te verlei. Dis nie sommer net 'n skurk nie, dis die hoofkarakter van die eindspel. So, wie kan dit wees? 'n paus, 'n president, 'n diktator? Wel, volgens die teorie wat ons ondersoek, is die antwoord nie een van hulle nie. Al hierdie gewone verdagtes is blykbaar net afleidings, rooi harings as jy wil. Die argument is dat hulle eenvoudig nie pas by die presiese profetiese bloudruk nie. Die regte leidrade, word daar gesê, is baie ouer en heelwat vreemder. Goed, en dis waar ons nou by die hart van die saak kom. Hierdie hele teorie draai om een enkele vreemd bewoorde vers. Dit word voorgehou as die Rosetta steen wat nodig is om hierdie hele misterie oop te sluit. Daai een stukkie van die legkaart wat alles op sy plek laat val. Luister nou fyn hoe dit bewoord is. Was, is nie en sal uit die afgrond opkom. Volgens hierdie teorie is dit nie net poësie nie. Nee, elke frase is 'n presiese tegniese leidraad wat 'n tydlyn vasstel. Dis die kode. En nou gaan ons probeer om dit te kraak. So, kom ons breek dit bietjie af. Eerstens, was. Dit beteken die dier is nie iets splinternuut nie, maar 'n entiteit wat reeds in die geskiedenis bestaan het. Tweedens, is nie. Dit sê vir ons dat toe Johannes Openbaring geskryf het in die 1ste eeu, het hierdie entiteit van die wêreldtoneel af verdwyn. En derdens, daai een, sal uit die afgrond opkom. Wel, dit klink nogal sinister, né? Dit dui op 'n demoniese oorsprong, 'n mag wat reeds geoordeel is en weer sal terugkeer. Reg, en dis nou waar hierdie hele dinge baie interessant te draai maak. As die dier was, maar nie is nie, dan moet daar mos iewers 'n historiese prototipe wees. Die bron identifiseer 'n spesifieke koning uit die Ou Testamentiese era as die oorspronklike bloudruk vir die finale anti-kris. En daai kandidaat, 'n koning uit die 2de eeu voor Christus, Antiochus die 4de, Epiphanes. So hoekom juis hy? Want sy dade, so word daar gesê, is 'n skokkende ego van wat die profesie voorspel. Hy was berig vir sy brutale vervolging van die Jode en, mees belangrik, vir sy ontheiliging van die tempel in Jerusalem, 'n daad wat so afgryslik was dat dit onthou word as die gruwel van verwoesting. Dit, sê die bron, is ons historiese bloubruk. En as jy die twee langs mekaar sit, is die ooreenkomste nogal, wel, treffend. Alles wat Antiochus gedoen het, Jerusalem ingeval, die Jode vervolg, die tempel ontheilig, was, volgens hierdie teorie, net 'n voorskou. 'n kleedrepetisie as jy wil. Die argument is dat die finale dier presies dieselfde patroon sal volg, maar hierdie keer op 'n globale skaal. Die geskiedenis het vir ons die draaiboek gegee. Maar dis nie net 'n storie oor een man nie. Die dier in Openbaring het mos 7 koppe. Nou, hierdie teorie sê, dis nie letterlike monsterkoppe nie, maar ryke. 7 spesifieke, historiese wêreldmoondhede wat almal een ding in gemeen het. Hulle verhouding met Israel. Kom ons kyk gou na hierdie ketting van mag. Hier is die tydlyn soos die bron dit uitsit. 5 ryke het reeds geval teen die tyd dat Johannes geskryf het. Egipte, Assirië, Babilonië, Medië-Persië en Griekeland. Die 6ste een, Rome, was die heersende mag van sy tyd, die een wat is. En dit los ons met een oor, 'n 7de, finale ryk wat nog moet kom. En dis uit hierdie rykselle waaruit die dier sal verrys. En dit lei tot 'n nogal verstommende geografiese gevolgtrekking.
Dink daaroor. As die eerste 6 ryke almal rondom die Middellandse See en Europa gesentreer was, dan redeneer die bron, moet die 7de en finale ryk ook uit daardie selfde streek kom. Dit beteken, volgens die logika, kan die dier se magsbasis nie in Amerika of China wees nie. Goed, so al die skaakstukke is nou op die bord. Die dier se opkoms lei tot absolute wêreldoorheersing. Maar dis nie die einde van die storie nie. Hierdie alles bou op na een finale, onvermydelike konfrontasie. 'n Stryd wat nie net oor grondgebied gaan nie, maar oor die kosmos self. Nou hier's 'n punt wat bietjie kompleks is, maar is baie belangrik. Die dier begin as die leier van daai 7de finale ryk. Maar dan verenig hy 'n koalisie van 10 ander nasies en word hulle leier. So is hy gelyktydig die 7de koning as leier van sy eie land en 'n 8ste koning as hoof van die groter konfederasie. En dit verklaar glo nog 'n kriptiese deel van die profesie. Die eindspel is natuurlik die slag van Armageddon, maar dis nie 'n oorlog soos ons dit sou voorstel nie. Aan die een kant het jy die dier met al die leers van die wêreld agter hom, en aan die ander kant 'n figuur wat bloot die lam genoem word. Die profesie is baie duidelik oor die uitslag. Die dier se mag, maak nie saak hoe groot dit is nie, word verbreek. Nie deur 'n groter leer nie, maar deur 'n goddelike ingryping. So, die vraag is, hoekom is hierdie spesifieke interpretasie so belangrik vir die bron? Hoekom so diep delf in hierdie antieke tekste? Die antwoord vir hulle is eenvoudig. Dis nie 'n akademiese oefening nie, dit gaan oor geestelike oorlewing in wat hulle as die eindtyd beskou. Kyk, vir die mense wat hierdie siening volg, is die doelwit eintlik baie eenvoudig. Wees voorbereid. Die argument is dat as jy die dier se blydruk, daai patroon van Antigogus verstaan, sal jy die misleiding herken wanneer dit kom. Dit gaan daaroor om die krag te hê om nee te sê, om aanbidding te weier en op daai manier verlossing te vind. En dit bring ons by 'n laaste gedagte. Of jy nou hierdie spesifieke profesie glo of nie, die hele oefening wys vir ons iets diep oor die menslike natuur, né? Ons soek na patrone, na betekenis in die chaos. En dit laat 'n mens wonder, hoe vorm hierdie antieke tekste en die manier waarop ons hulle probeer ontsyfer vandag nog ons grootste hoop en ons diepste vrese oor die toekoms wat voorlê.